Here. Here, dankie vir u grootheid, u magtigheid. Dankie vir die Gees wat beweeg, Here. Here, seën elke een wat vanoggend hier sit en luister. Selfs hulle wat ingeskakel is. Hulle wat online is, Here. Here, seën hulle ook in Jesus naam. En Here, spreek met ons geestelike autoriteit. Here, spreek met die hart van die mens. Laat die Gees vanoggend beweeg in ons harte deursoek. Laat die Gees vanoggend, Here, ons aanraak. Laat die Gees vanoggend, laat die vuurbal, Here, laat die harte oopgaan. Here, laat ons so aan die brand sal wees, laat ons die kristal sit en laat ons al jubel en juig. Laat ons opgewonde sal wees in die Gees in Jesus naam. Here, in Jesus naam, in die naam van Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Waar is hy klinker? Waar is hy nou uit? Ag, oké. Ek het nou 'n gedagte gehad. Ek het daar nou gesoek. Hier. Ja, maar is alright. Ek sal na die diens, onthou my net wat ons saam met ons sing. Ok, want rondom Jerusalem ons sal sing na die diens. Ek wil dit graag nou gedoen het, ek het vergeet ek sal uitgestuur. Ok, hoekom Eddie hier so is Eddie wil ek sien met ons deel. So Eddie, kom staan daar die Boeta. Eddie, jy moet wel hier staan. En die camera. Ok, dan kan die mense julle daar online, welkom, dis hoe Eddie lyk. Prys die Here. Dankie pastoor. Dankie vir hierdie geleentheid. Ek is nou hier boe. Maar ja, hierdie song het my gevat. Maar ok, kom ons weer sterk. Mense, as jy in die Here beweeg, rarig in die Here beweeg, dan loop die Here om jou paie draai. Hy vat jou nie na sprint toe nie, hy vat jou op sy lewenspad. As jy gaan kyk, die Here het jou gemaak, heel in die begin, Genesis 26, het hy sy mense gemaakt. As jy dieper in die Bybel gaan, dan het hy gesê, toe jy in jou mama se womb was, toe het hy jou gevorm. En hy het jou gemaakt vir 'n sekere doel, en hy loop baie draaie met jou. Hy loop baie draaie met my, vooral. Amen. En ek was hier so vir 'n ruk, en die Here het my hier so weggevat, Pretoria, die Centurion toe. Maar, hy het my nie maar net gelos. Hy is elke nag by my. Hy maak my wakker, dan praat hy met my, dan hoor ek hoe praat hy met my. Toe het hy my op 'n pad gesit, baie paai, voor ek Pretoria toe gegaan het, en op my pad so het ek 'n kruis gekoop, wat hierdie lengte is, 'n houtkruis, 'n mooi kruis. En hy het my toe gevat, en hy het my gesê, jy moet hierdie kruis vat, en jy moet in 'n hoofpad gaan stap, 10 kilos, 5 so toe en 5 terug. En ek het daai kruis gevat, en ek het elke oggend, as hy vir my die weg gee, vra vir my, Here, moet ek stap vanmôre? Dan stap ek. So het ek die pad gestap, en op daai pad het ek baie mense gekry wat by my stop. En hulle vra vir my, dit is wonderlik, hoekom stap jy? Stap jy vir geld? Dan sê ek, nee, ek stap vir die Here. Dit is my gebedtyd, en my geselstyd met die Here. Mense, julle moet afslaan daarop. Jou geselstyd met die Here. Luister wat die Here vir jou sê. So het ek byvoorbeeld een oggend, toe staan ek op om te stap, en ek sê vir die Here, kan ek nie maar nog 'n bietjie slaap nie? En hy sê vir my, ja. Ek klim in die bed en ek slaap. 11 uur maak hy my wakker, hy sê vir my, jy moet nou stap. Ek staan op en ek stap. En so 3 kilos weg, toe ek so om die draai kom, staan daar 'n kar. En jy roep my, hy sê, oom, hy sê, kom stap jy?
Ek sê, dit is my gebedtyd en my geselstyd met die Here. Daar, op daai 10 kilos, dit is 'n uur en 'n half omtrent wat ek stap. Daar baie kommunikasie tussen my en die Here. Die Here wys my baie dinge en ek vra vir hom en hy antwoord my. Toe so met daai sê ek vir hom, dit is hoekom ek stap. Hy sê, oom, dit is baie mooi. Hy sê, dit vat. Dit vat my aan. En hy al 200 rand het. Hy sê hierso, ek sê, ek maak nie enig geld by mekaar nie, maar as jy dit gee, ek aanvaar dit, maar ek gaan dit vir die kerk ingee, om vir mense kos te gee. En so het ek gegaan en ek het dit vir die kerk gaan gee. En ons het oor die geld gebid, en ons het daar so gegee, en dit het vir mense, vir wie die kerk kos gee daar. En so het daar so weer 'n geleentheid gekom. En so het ek gegaan, en ons gebid daarvoor, en dit vir die kerk gegee. In hierdie week, toe stap ek, dan draai kar sommer voor my in. Ek sê, wat maak jy? Dat die Here asseblief net jou bietjie oopmaak. En hy trek sy hand so uit, hy sê, oom, hier is vir jou geld vir koeldrank. En wat ook baie belangrik is om vir die Here te vra, wat moet jy maak? Die Here moet vir jou leiding gee, wat moet jy maak? Wat moet ek met hierdie maak? En soos ek nou loop, bid ek en ek vra vir die Here, ek het nou hierdie geld gekry. Waar is hy? Ek het hierdie geld gekry. Moet ek dit vir die kerk gee, of kan ek dit maar vat? Die Here sê vir my, gaan Elroy toe. Ek moet dit vir die pastoor paar gee, wat hulle weer kan help. So pastoor, kom kry dit asseblief. Pastoor sê hy preek baie om te sê, die Here sorg vir hom. Die Here sorg vir hom. Nee. En jy onthou die Here vir ons die dag hierso gesorg. Nee. Hy werk nie buite soos ander pastore of soos ander mense. Die geld kom maar net. So pastoor. Eintlik toe die Here vir my gesê het, toe voel ek kan sommer verbyloop, Kempton toe vir pastoor kom gee. Maar nee, pastoor, daar is dit. Here, ek sê dankie, Here, jy weet, daar's baie gate wat moet gevul word. En Here, hier is weer waar U nou weer bonatuurlik deurkom. Waar U bo ons denke, bo ons verwagting, vir ons kom seën. Here, ons kan net vanoggend opkyk en sê, Here, we serve amazing God. Daarom het ons om 2 keer gesing, You are my provider. Amen. En Here, dis 'n werklikheid. Here, ons wil bid, Here, dat U elke sent sal seën. Here, in Jesus naam. Seën elke sent, Here, terug in die persoon se lewe wat geskenk het, Here. En ook hulle wat hulle tieners betaal, getrou betaal. En Here, seën hulle almal wat in hierdie bediening saai in Jesus naam. Seën ook Eddie se gehoorsaam. En Here Vader in Jesus naam. En Here, en ons weet ons sal die getuienis nog eendag hoor. Yes. In Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Amen. Dankie dat ek hierdie kon deel, maar die Here het dit op my hart gelê, jy doen dit, en ek doen dit. Ek luister na die Here. Amen. Ek luister as hy vir my sê, spring en vra ek vir die Here hoe hoog. Amen. Amen. Baie dankie, pastoor. Dankie. Dankie. Amen. Wat gebeur volgende Sondag? Ons het 'n spesiale diens. Spesiale diens. Hoekom het ons 'n spesiale diens, Mika? Want ons kerk verjaar. Hoe oud is die kerk? 18 jaar.
So wat gebeur? Ons gaan partytjie. Hy's klaar met matriek. Hoe oud is jy nou? Sien, sy's amper matriek. Michael, ek maak die jaar klas by Nee, ja. Ja. Nee, ons is klaar met matriek. Ja, prys die Here. Ons is 'n spesiale diens. Die Here het laat ek iets uithaal wat nog nooit gedoen is in Elroy gemeente nie. En ek sal vir julle sê, dit wat die Here my gee is wow. Moenie mis nie. Nooit nog iemand as jy kan. Maar julle moenie mis nie. Priscilla, jy moet kom. Dis ons matriek afskeid. Dis my matriek afskeid. Julle moet kom volgende Sondag. Hoor jy, julle almal moet hier sal wees. Ja. Hierso staan Elroy gemeente reg onder ons staan. God sien, God voorsien, God vertrou. Amen. God sien jou. Jy het vanoggend gesê jy gaan nie wees. So hy sien vir jou. Jy kan nie volgende week hier wegbly nie. Hy sien vir jou. Jy word hartlik uitgenooi. Ek nooi julle asseblief, please. So ek kan dit hartlik doen. En dis 'n spesiale ding. So ja, dit begin om 10:00. So dit is 31ste Mei. Dis 'n datum. Ek het getuig daaroor. Maar die Here vir my 2009 het die Here vir ons gesê ons moet die kerk begin. Ons het besluit die Here dit in ons hande gelos en my en Annetjie op daai stadium. Wanneer om die kerk oop te maak. Ons het nie geweet ons moet die kerk oop maak. Die kerk is nie deur 'n mens oopgemaak, hy is deur God oopgemaak. En toe die datum gekom 31 Mei, want ek het vir die Here gesê nie Paasnaweek nie. En toe dit oorgaan my maand, toe sê Annetjie nog dis Moedersdag en ek het getuig daaroor. So dis net 'n kort opsomming. En op die einde van die dag het ons besluit daar's 2 Sondae oor na Moedersdag. En toe vat ons die laaste een. En die beste van alles is, na 2009 tot vandag toe, val hy terug weer op 'n Sondag. Dis nie toevallig nie. Dis deur God bepaal. En dat hy weer terugval op 'n Sondag. Hoe nou, daar was hoeveel skrikkeljare en als. En hy val terug. So ja, dis hoekom dit 'n spesiale diens is. Prys die Here, so julle word uitgenooi, klaar uitgenooi, nou gaan ons preek. Amen. Nou moet julle die woord hoor. Wat? Nou moet ons luister wat sê die woord. Want ek is nog steeds besig hoekom die Gees nie werk in ons nie. Die battery is flou. Hy's nooit gecharge nie. Nee mense, die werklikheid is, ons het laasweek weer gesien dat die woord van God nie 'n volle werking is. Die krag van God is in sy woord. Ons sê, ons weet, Jesus is ons provider, hy is ons. Maar nou kom ek en jy maandag, kom die landlord, en hy soek sy dier. Daar, jy kry die oproep, meneer, gaan jy asseblief vir ons geld inbetaal? Jou rekening is agter. En dan kom jy op 'n plek waar jy sê, Here, U is eintlik die voorsiener, maar nou moet ek plan maak. Nou moet ek dan Kosie en Pietie en Sunny toe hardloop. En nie eers een, en as hulle sê nee, dan is dit effe weet. En as hulle sê nee, dan is dit. En dan kom Sissie en Sissie. En hulle grou mekaar se hare. Nee, ek kyk nie. Ja? Daar sê. Nee, kyk jy, ek vra kyk wat sy 2 dogters. So sy stap saam met my. Eintlik is sy nog 'n dogter. Daar's nog een. Ja. Yes. Maar wat ek meen is, die dogters begin in mekaar se hare klim. So begin hulle by die huis, pa en ma in mekaar se hare klim. Later vandaan gaan dit oor na die kinders toe. En dan is die kinders op. Ma! En die kinders skree op die ma, en die ma skree op die kinders.
En die ma wil die kinders slat in die kaste druk en die kinders wil die ma in die kas druk en op die einde van die dag is almal ongelukkig. Omdat God se woord nie in vervulling gekom het. Nou kom ons gaan nou aan. Laasweek het ons by Psalm 40 gestop. Prys die Here. Kom ons kyk gou na Efesiërs. Dit is net na Genesis. Alles is na Genesis. Ja, maar al die boeke het na Genesis gekom. Jy kan nie vir my sê dit is nie so nie. Gaan kyk in die Bybel. Genesis was eers. En is na Genesis 1. Ja, alles was na Genesis 1. OK. Efesiërs 2 vers 10 sê nou vir ons iets anderste. Want ons is sy maaksel. Wat is ons? Sy maaksel. Maar die woord sê dan in Genesis, jy's in die beeld van die Here gemaak. Nou kom ons hierso, die Gees kan nie werk nie, die woord kom nie op vervulling nie, maar ons vergeet dat ons sy maaksel is. Die banke keer ons af, niemand wil ons help nie, maar ons vergeet dat ons sy maaksel is. Ja. Amen. Kan julle sien hoe ver kom ons, dis kort. Kom ons gaan aan met die vers gaan nog verder. En hy sê, ekskuus, dit was 1 vers, nee, dis reg, dis hoofstuk 2 vers 10. OK, want ons is sy maaksel, luister wat hy sê, geskape in Christus. Kom ons gaan nou terug na die woord. If you abide in me, I will abide in you. As jy in my bly, sal ek in jou bly. OK, God het sy woord gestuur. Sy woord het mens geword. So jy moet geskape wees in die woord, in Christus. So, nou staan jy stokstil alleen op 'n Saterdag. Jy staan, jy gooi tantrums. Jy's moedeloos. Jy wil hare uit jou kop uittrek. Want niks val in plek. En waar's Christus? Waar's die een wat gebore is in Christus? Waar's die een wat sê, ek sal sterk staan, ja my provider. Toets staan. As die Here jou toets, sal staan jy hierso. Stokstil alleen. Mooi, julle ken al die bietjie. Julle leer, dit lyk my julle preek saam met my. Op die einde van die dag staan jy stokstil alleen. En daai stokstil alleen dryf jy na trane toe. Dryf jy na dinge toe wat jy nie moet doen nie. Dit dryf jou om nie in God te glo, maar om jou eie weg te soek. En dit is waar ons val. Want nou is God nie meer my provider. Nou is God nie meer my provider. En dis waar ons kort val. Dis waar ons kort kom. Kyk, die woord gaan verder en hy sê, geskape in Christus tot goeie werke. Maar waar is die goeie werke? As jy hierso staan, stokstil alleen, waar is die goeie werke? Jy's in benoudheid. Jou hart sê vir jou, glo die Here, jou verstand sê moenie. Jou verstand sê maak 'n plan. Wie's groter, jou hart of jou verstand? Jou hart. Maar as jy hierso staan, dan lyk dit net omgedruk. As jy hier in benoudheid is jou verstand groter as jou hart. Is jou mond groter as wat jou hart is. Dan kom Matteus 15 vers 8 in vervulling. Hy sê, met die mond en die lippe eer julle my, maar die hart is ver van my. Kan julle sien hoe vinnig stel ons God se woord, net so, stel ons hom kragtig. Maar daar's goeie dinge wat op pad is. Psalm 91 kom nog. Moenie worry, ek is al wys hoe lyk ek, gaan nie preek nie.
Gaan jy volgende wys hoe lyk Psalm 91 as jy hom begin bid. Ok, maar kom ons kyk gaan eers aan. Die boek van Kolossense, hoofstuk 3, vers 23 en 24. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir die mens nie. Maar nou staan jy, kyk dit. Ok, die Bybel sê, doen dit asof jy dit doen vir die Here. Maar nou staan jy hierso. Daai tantrum wat jy gooi. Kyk hoe ons groot mense kan die kinders leer. Moet jou nie misny. Die kinders kan nie eens 'n deur, daai baba kan nog nie eens 'n deur toeslaan nie, groot mense doen nie. Hulle bied daai kinders. Hulle gooi daai tantrum, hy so suur, hy loop buitekant en hy nog steeds suur. Daai kind, daai babatjie bly net daai een kant. Hy staan op een plek. So ons kan groter tantrums gooi. Maar dit is vir ons verkeerd is. Want wat sê die Bybel nou? Doen dit asof jy dit doen vir die Here. Nou kom dit nie aan jou kant toe. Jy kry nie 'n antwoord. En nou begin jou gedagtes interfereer met jou hart. En wat nou? Nou begin jy ongelukkig raak. Here, het ek reg gebid? Nou begin hy wonder inkom. Ek wonder. Om nog 'n liedjie skryf van wonder. Nee, daar's 'n ander woord. Hierdie wonder waarvan ek praat is 'n ander woord. Jy moet eintlik wonder wees, nie wonder wees. Want nou begin jy skade veroorsaak in jou eie siel. Die wond in jou eie siel begin nou sweersel raak. Hoekom? Want die Here antwoord. Die Here hoor nie as ek vra. Here, ek bid, maar U hoor my nie. Het U my regtig gered? Kyk hoe vinnig stel ons daai woord van God kragteloos. Wat kry die duiwel? Hy maak hy champagneborrels oop en maar. Hy gaan jou nou verniel, want die Bybel sê hy gaan vir jou roer. As jy my nie glo nie, gaan lees Johannes 10 vers 10. Hy sê hy gaan jou roer. Hy het nie genade vir jou nie. Hy gaan jou verwoes. Hy gaan vir jou uithou. Hy maak hy paartjies groot. En hy sê lei nie. Hulle steel nie die geld nie, hulle het die geld. En hy roer vir jou. Want hy gaan, as hy jou klaar verniel het, gaan hy nog doodmaak. Want die Bybel sê, hy het gekom om te steel, te verwoes en dood te maak. Maar Jesus het gekom om vir ons 'n lewe in oorvloed te gee. Waar skiet ons tekort? In God se woord. Die krag is nie in volle sterk. Nou die sakkie net Psalm 91. Vandag sal ek sit in die skaduwee van die Almag. Ons sê benul wat ons doen. Ons lees net die Bybel. Ons glo nie wat ons lees nie. Maar ons besef nie dat daar krag in die woord is nie. Ek gaan jou nou wys wat gebeur as jy Psalm 91 lê. Ek sal nou vir jou dit wys. Maar as jy terugkeer na God toe en jy maak sy woord dat hy kragtig is en jy begin vertrou dat die woord kragtig is, dan begin jou situasie. Wat gaan gebeur? Dinge gaan in plek begin. Dinge gaan jou wy gaan. Hoekom? Nie omdat ek goed is nie. Omdat my God kragtig is. Amen. Omdat my God is. Want my God wat ek dien, wat jou nie speur nie. En hy stiekem nie vir die ete.
Hy dek die tafel. Yes. En jy is onderstel om in sy huis te kom. Yes. Jy het nie nodig om die spirit te gaan nie. Amen. Of in die hoompie nie. Yes. Want iemand moet daai rekening betaal. My vader se huis is die prys klaar betaal. Jy hoef nie te worry hoeveel jy eet. Jy Halleluja. hoef nie te eet. Jy kan eet soveel as jy wil. My God se beurs is hier leeg. My God kan, hy wil, want hy is my provider. Maar ek moet sy woord kragtig maak, sodat dit kan gebeur in my lewe. So jou hart moet begin oef. Jou hart moet vir die Here wees. Jy moet begin glo, jy moet begin stap. En as dinge na jou kant toe kom, dan moet jy sê, Here, nou maar, dan maak nie saak. Hierdie week het ek getuig van hoe dinge in plek val vir my. Ek het die getuienis opgesit op die groep. En baie mense het geluister. Agterna toe kom Louise na my toe, sy sê vir my, weet jy, selfs tot vandag toe, dit was haar woorde, sien ek hoe kom die Here deur. Dag per dag. God kan alles vir my in 1 maand vir my gee. Hy kan dit alles vir my in 'n jaarlikse bedrag gee. Kom ons praat van finansies. Of hy kan my vandag sê. Laat die Here my nou weer vandag oor my verwagting. Dis net weer bewys. Want ons verjaarsdag kom. Ek is besig om te bid, Here, wil iets doen. Spesiaal. Ek het finansies nodig. God stuur. En wat het gebeur? Deuteronomium 28 vers 2 het in vervulling gekom. Hoekom hy in vervulling? Want God se woord is kragtig. Hoekom is sy woord kragtig? Want hy sê, sy seëninge sal my jaag en my inhaal. Hy kom op al die pad van Pretoria af om dit my te bring. Wow. En ek sou nie gekom het nie. Ek het gebid, toe was hy stil. En toe ek my draai huis toe vat, toe sê hy vir my, jy gaan Kempton. Wow. Maar versien julle wel hoe God werk. En God doen dit vir jou ook. Want God, soos wat hy met Moses was, is hy met my. Soos hy met Josua was, oral sal my voetsole trap. Yes. Maar wat is die verskil? Here, ek is moeg. Ek het worries. Jy sit en whine daar, man. Jou gedagtes hou jou besig die hele tyd, want jy verlede week ook daar gesit en gewine oor dieselfde top. Maandag toe whine jy nog steeds. Dinsdag toe whine jy nog steeds. Woensdag, donderdag, Vrydag, Saterdag. En volgens jy wragtig terug en jy whine tog al die pad. Nou wat gaan jy nou doen? Jy moet nou die keuse maak. Gaan jy nou aanhou whine? Want jy lyk maar whine. Mense moet jou op en jy sal bly repeat nou, wat van my, wat van my, wat van my, wat van my, wat van my. Here, wat van my? So wat van my? Wat van my? Wie worry? Jy hoef nie te worry nie. God doen my. Maar nie jy by die Here vra wat van my nie. Want hy weet wat hy doen. Hy die mag, hy die krag, hy die heerlikheid. Maar sy woord is nie kragtig. Alhoewel ons die woord ken. Ons ken die woord, maar die woord het sy krag verloor. Ja. Gaan kyk na die profete, gaan kyk na almal wat in die Bybel was. Hoe kragtig is God se woord. Sy woord is so kragtig, dat hy vir Moses gesê het, hou jou hande op, en die volk sal wen. As jy laat sak, verloor hulle. Toe kom Aaron en
en sy maatjie Josua, hulle tel sy arm op, hulle hou hom. Hulle sê jy gaan nie pap word nie. Ons sal een atlas sak hierso, maar ons gaan jou aan na bo. Ek sou speurstokke gevat het en sy arms vasgemaak. Dis nou my tegnologie. Maar die Bybel sê Josua en Aaron het Moses se hande omhoog gehou. En die Israeliete het gewen. God se woord is kragtig. Maar jy moet begin besef hoe kragtig is God se woord. As jy begin Psalm 91 net begin lees, is daar 'n engel wat agter jou staan. Wat begin opstaan. Wat om te waak oor God se woord. God het self sy woord bevel gegee om trou te hou. Hy kan nie val nie. If God can't fail, no go mind it. Okay, dis my case. Jy het die prediek gekry. Ja. Okay. Ek het nou net daar gebruik. Want ek lyk om die ek lyk om iemand wat ek lyk om iemand te vra. Want hulle respond is presies wat ek wil hê. Die vraag is hoekom lyk jy? Hoekom gaan jy aan? Hoekom sit jy nog steeds? Here, ek is nou verrompie. Hoekom dink jy min van jouself as God jou hoor? God ag jou hoor as wat jy jouself ag. Hy dink meer van jou. Ons sit hierso. Here, ek kan nie. Die Here het nie vir jou kan nie gegee nie. Hy het vir jou gesê jy kan opstaan. Jy kan uitstyg. Want hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opstyg soos Arende. hoekom lê jy nog? Hoekom parkeer jy nog waar jy nie moet parkeer? Hè? Hoekom wil jy nog steeds staan en whine toss? Kom aan mense, kom aan, die Here is great man. Amen. Ons begin nou opstaan, die Here is vir ons. Hy is vir ons. I will give my angels charge over you. Hy sal sy engele opdrag gee aangaande jou. Maar ons staan. Here, ek is verslae. Here, ek is gedaan. Here, ek kan nie. Here, hoekom hou ons net aan? Kom ons verander ons mindset. Kom ons begin sien dat God se woord kragtig is. Elke keer wat ek bid, God will give his angel charge over. Hy sal sy engele, elke keer wat ek sy woord lees, sal die engele opstaan om my te bewaar, om my deur te dra, om my te help. Die engele kan nie werk as jy sit en whine. Prys die Here. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Ons dien nou ons amazing God. 1 Korintiërs 15 vers 1 Korintiërs, ja, 15 vers 58. Kyk gou na die eerste boeke van Korintiërs. 5:8. Daarom my broeders, wees standvastig. Paulus sê dit vir jou, wees standvastig. Wees 'n man en 'n vrou. Moenie 'n verslaande wees, moenie 'n sussie wees nie. Wees standvastig en bedink die dinge van daarbo. Wees standvastig. Luister nou. Onbeweeglik. Moenie val nie. Altyd oorvloedig in die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wanneer jy op God se woord staan,
En ek dit nie verniet is nie. Dat jy in God vashou, dat jy nie gaan val. Al sien jy nie met die oog nie, die woord is sterker as jou oog. Jou oog sien net tot hierso. Die woord sien jou tot in die hemel. Want Jesus is klaar. Die woord wag vir jou. Die woord sien verder as wat jou oog kan sien. Amen. Amen. Prys die Here vir daai woord. Maar dit sê vir ons moenie beweeg nie. Ons moet vas staan. Vas! Jy moet vas staan. As jy geval het, dan sê jy, Here, ek het geval, ek staan op. Want 'n kind van God staan. Hoeveel maal? Al het hy 'n nok gehad. As jy fout gemaak het, so wat? Ek gaan nie met jou raas nie. Staan net op en sê vir die Here, is jammer. Staan op. Prys die Here. Amen. Kom ons gaan terug na die boek van Kolossense toe. Ja, ek sê julle besig aan die Bybel. Leer julle vanaf die Bybel. Dit is nou alles na Genesis. Kolossense 3:17. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in my naam. Maar nou doen ons dit nie in God se naam nie, in Jesus se naam nie. Wat doen ons nou? Here, ek glo nie. Psalm 91. Ja, vandag sal ek in die skaduwee van die Almagtige wees. Ons doen dit nie in die naam van Jesus nie. Die Bybel sê vir jou uitdruklik hoe moet jy dit doen? In die naam van Jesus. Maar ons doen dit nie. Kom aan, wees nou eerlik met jouself. Ek is een van hulle. Ek is een van hulle. Die woord sê, kom, ons is nou 2, 3, 4, 5, 6, 7, so dit is ons almal. Ons doen dit nie in die naam van Jesus nie. Die woord sê, doen dit. In woord of in daad. Maar in die naam van Jesus. En sien waar skiet ons tekort. Hoekom kry ons hy nog? Want ons het dit nie gedoen in die naam van Jesus. Begin jou gebed in die naam van Jesus. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. In die lig. Niemand sal na die Vader gaan nie, behalwe deur Jesus. Hy sê, die woord sê ook, as ek en Jesus het albei die toegang deur een gees na die Vader. So jy moet in die woord, in die gees, na die Vader gaan. Amen. Prys die Here. Hierdie woord, ek dink is 'n amazing woord. In die naam van die Here Jesus. Maar dan sê hy ook, dank God die Vader deur hom. Luister wat in die laaste woord. Dank God die Vader het ons al in ons gebede kom staan en gesê, Here, ons kom sê dankie aan U wat God die Vader is, deur Jesus Christus. En die Bybel sê, deur hom. Deur hom. Kan jy nou sien hoe kragteloos is ons? Kan jy nou sien, ons weet van die woord, ons gebruik die woord, maar die woord het geen krag nie. Want dit is gedoen in die naam van die Here nie. En dit is ook nie dat ons dank aan God die Vader gebring het, deur hom. Wow, hier is awesome. Prys die Here, iemand kan sê amen. Nou kyk gou na Prediker. Ja, Prediker is daarso voor in die Bybel. Net na Genesis. Alles is nou na Genesis. Nou het jy my reg help om net Genesis te sê. Okay. Hoofstuk 3 vers 12 ek wil net hier so kyk. Predikers 12 en 13. Okay. Luister wat sê Salomo.
So het ek dan ingesien dat niks beter onder hulle is as om bly te wees nie. So wat doen ek en jy? Blaas op soos 'n brolpaal. Val as ons dit nie kry. Val as dinge moeilik is. Val as omstandighede nie uitwerk nie. Dan blaas ons op. Waar is die blydskap? Wat jy moet doen in die naam van die Here. Jy moet nou God dankie sê daarvoor. Nou gaan sê hy woord verder. En om goed te doen in die lewe. Nou, dis om goed te doen voor God. Want jy hou asem. As jy nie asem om die steek met jou hand op vanoggend. Al jy nie asem. Ja, ek het geweet dat kan iemand volg. Prys die Here. Vers 13. En ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dis die gawe van God. So wat sê dit vir jou? Jy gaan, dit sal beter met jou gaan. As jy net God kan vertrou. Daar's hoop. Kom ek wys gou vir jou Psalm 91. Kyk na die tekens. Volgende keer as jy Psalm 91 bid. Kyk. Halleluja, prys die Here. Is 5 minute lang. Halleluja. Dit kom nou van daar. Waar is hy dan nou? Ja, hy het geskryf. Het bepaal geskryf, prys die Here. Maar okay, ja, as hy dan nou nie daar wil wees, ja, ek kan hom nog uitkom. Maar kom ons vertrou die Here saam in Jesus naam. Amen. En halleluja, prys die Here. Net hou op. Ek het hom eintlik uitgehaal. Amen. Amen, glory, halleluja, amen. Here, ons sal loof en prys, Here vir Here. Daar sê. Under
Almighty. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Mense, die Bybel sê die woord van die Here sal sy engele opdrag. Jy kan nie engele opdrag nie. Die Here gee die opdrag. Maar elke keer wat jy die woord lees, gebruik, laai engel af. So sê die woord. Loop hy saam met jou. Jy het gesien hy het in die arena geloop. Jy kan die vlag neer. God se woord is kragtig. Sy woord is vir jou. I think it's amazing. Ek het toevallig net op hom afgekom, hoe dit gebeur weet ek nie, maar dit gebeur dat ek moes afkom en die Here het dit my gegee. En toe ek het kyk, toe sê ek, Here, ek wil dit nog gebruik in my preek. Wat ons lees het in Psalm, ons besef nie kragtig is God se woord. Hy sal sy engele opdrag. So sy engele gaan ook die woord bewaar om ons te vervul. Julle gesien hoe haal hy engele die vyand uit. En dis hoe hy werk. Hy loop saam met ons. Kom mense, ons dien nie dooie God. Ons het dien ons amazing. Halleluja. Jy my kos. Geniet jouself. Prys die Here. Prys die Here. Loof die Here o my siel en alles wat in my is.
mag hierdie boodskap wat vandag uitgegaan het, Here, diep gegraveer word in ons gedagtes en ons harte. Amen. Soveel het dit gehoor, Here, mag die Here ons genadig wees, dat ons dit sal uitdeel aan ander. Here, Psalm 91 is 'n psalm, my God, wat ons regtig net lees en nie verstaan nie. Maar vanmôre, Here, het ons alles gehoor en gesien. So, Here, ek bid vir 'n volmaakte, volkome wysheid in elkeen se hart, elkeen se gedagte, sodat dit wat uitgegaan het, hulle sal vas daaraan, o Here, sodat ons moet weet wie ons in Christus is. Amen. Baie dankie, Here, vir hierdie woord, en mag U vir pastoor meer en meer gebruik. En dankie vir hom, Eddie, wat ons kom kyk het, Here. Seën hom verder, Here. Dankie, Here. Amen en amen. En julle daar by die huis, 'n geseënde, mooi, wonderlike dag. Wees geseën, wees gegroet en onthou vanaand het ons kom saam. Ja, en dan loof en prys ons die Here en ons aanbid die Here. Kom net saam, man. So tot dan, wees geseën, wees gegroet. Shalom.